Die veteranjoernalis Willie Olivier sê hy kon nie eenvoudig nie die inligting wat hy tydens sy loopbaan opgegaar het oor die Etosha Nasionale Park vir homself hou nie. Dis juis 'n besoekersgids van die Etosha Nasionale Park aan mekaar stel. Hallo en welkom by Klets Kompas. Ek is Irene Marie van der Walt en vandag kyk ons na 'n onderhoud wat ek laas week die voorreg gehad het om te voer met Willie Olivier oor sy besoekersgids van die Etosha Nasionale Park. Maar voor dit gesels ek en Ogetu Greig oor die nuutste nuus in Môre se Republikein. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Ogetu Greig saam met my in die Klets Kompas ateljee. Nou, ek moet sê, hy is ook nogal 'n veteranjoernalis. As hy nie, indien nie op pad nie, is hy al 'n veteranjoernalis. Ogetu gaan dit. Hoe gaan dit? So, Ogetu in Môre se Republikein. Hartseer nuus, iets wat soos wat ek vir jou ken, ook vir jou gaan ontstel, so wat dit vir my ontstel het. Polisiebeamptes wat daarvan beskuldig word dat hulle leerlinge by 'n skool in Sarusungu aangeraak het. Ja, nee, dit is 'n baie kommerwekkende storie. Kyk, dit is nodig dat daar dissipline in skool afgedwing word. En soms kan ek myself indink dat onderwysers, die skoolhoof is miskien so desperaat dat hulle voel dit sal help om polisie uit te nooi om nou die lesse te kom benadruk, maar as die polisie nou die kinders aanrand tot die punt waar een kind se been nou in gips is, dit is tog nie die gedagte nie. Ja. Ek bedoel, die kinders, en daar is 'n bewering dat tot 200 van hulle aangeraak is. Hulle kan tog nie almal skuldig wees van een selfoon diefstal nie. Ja. So dit beteken ons het nou doelbewus onskuldige kinders die trauma wat opdoen. Want so herinnering kan met jou bly. En dit kan 'n langdurige impak hê. Ja. En wat my vang is, hulle moes goed doen soos padda spring. In die klas, daar's 'n kind aan die einde van die berig wat sê hulle moes soos in padda spring en hy het nou 'n been uit potjie uit daar of 'n knie uit potjie uit daar as gevolg daarvan. In daardie stadium gaan dit nou nie meer oor dissipline nie. Dit gaan vir my, van waar ek sit, gaan dit oor iets heel anders as dissipline as jy kinders wil verneder. Ek dink in die eerste plek voor ons onsself te veel opwerk, dis alles na bewering. Daar is nog nie 'n amptelike klag nie. Daar is ondersoek wat ingestel word, maar ons het nog nie die eindpunt van daai ondersoek bereik nie. Nietemin, ek voel dat ons polisiebeamptes moet hulle verantwoordelikheid ernstig opneem en 'n groot deel van daai verantwoordelikheid is die voorbeeld wat jy as polisieman of polisievrou stel. Dit is tog nie die voorbeeld wat ons soek nie. Iemand wat dit geniet om kinders te seer te maak. Ja. Hoort so iemand in ons polisiemag? En meer as dit, hoe verwag die polisiemag dan samewerking van mense wat na bewering nou, jy weet, moes deurloop onder hierdie polisiebeamptes, jy weet. Ek gee my samewerking vir die polisie want ek het respek vir die polisie, want die polisie het nog nooit dit aan my gedoen nie. Ja. Maar ek beloof jou, as 'n polisieman vir my onnodig moet beet kry die dag, gaan ek nie vir daai polisiebeampte of enige polisiebeampte weer kan luister, weer kan respekteer en dan my samewerking kan gee nie. Ek dink dit gee ons insig tot die erns en wyd verspreide skade wat so 'n voorval kan veroorsaak. En ek dink dit is van uiters belang
dat die polisie ondersoek tot die waarheid moet kom en dat die optrede regverdigheid moet toon. Want dit is nodig dat die ouers, die kinders, die hele gemeenskap sien dat regverdigheid seëvier. Ja, Ja. absoluut, En absoluut. ek is baie bang daarvoor, omdat ons weet dat die polisie oor die algemeen oortredings tussen hulle eie range intern wil afhandel. Ja, onder die mat vee. Nie noodwendig nie, maar hulle wil nie altyd 'n groot boei daarvan maak nie. Maar in hierdie geval dink ek dit is baie belangrik dat dit in die openbaar moet afspeel. Ja, want dit is ook my ding is, ek het so 'n paar jaar gelede het iemand nogals in die polisie se groep onthou ek 'n meme gestuur oor hoe in die ou dae was kinders bang vir die polisie gewees en in vandag se tyd is hulle glad nie bang vir die polisie nie. En ek onthou ek het nogals gedink, weet jy, dis eintlik goed so. Ja. Moet jy dan bang wees vir jou beskermheer? Ja, die polisie is veronderstel om jou te beskerm. Ek is nie veronderstel tensy ek iets verkeerd gedoen het, jy weet. Ja. Dis al omstandighede waaronder jy veronderstel is om bang te wees vir die polisie. As jy sommer maar net bang is vir die polisie omdat hulle die polisie as 'n volwasse mens, jy weet. As kind, jy weet, was dit nou nog daar's gesag daar en jy's bang want hulle het 'n geweer en jy verstaan nie mooi wat is 'n geweer nie en alles. Maar as jy as 'n volwassene bang is vir die polisie, dan is daar iets fout en ek wil eintlik sê dalk aan die polisie se kant. En veral in ag van al die jong mense wat pas opgeroep is en pas by die mag aangestel is, met hopelik pragtige en suksesvolle loopbaan vir ieder en elk. Dit is ook nodig om weer by hulle prakties te bevestig dat die Namibiese polisie mag daai voorbeeld sal behou en bevorder. En vir ons almal as Namibiërs kan laat voel ons is veilig in ons eie land en ons kinders is veilig by die skool. Ja. Ja. Ek meen jy as ouer, jy weet jy daar's letterlik vorms wat ouers teken waar hulle guardianship oorteken aan skole. Ek onthou my ouers het dit ook geteken om te sê luister, as ek by die skool is die skoolhoof vir my verantwoordelik, jy weet. So hulle plaas absoluut hulle vertroue in skole, in skoolhoofde, in jy weet onderwysers, al hierdie mense om seker te maak dat hierdie kind veilig is, jy weet. Dis vir my die een plek waar 'n kind moet veilig wees. In daai berig word dit ook genoem dat dit blykbaar nie die eerste of enigste soortgelyke voorval is nie. En daar is ouers wat roep vir die skoolhoof se verwydering. Ek weet as 'n ouer self daai gevoel sal baie sterk opkom. Ja. Maar dit is belangrik dat ons kop moet hou. Ons moet versigtig tot gevolgtrekking kom. Dit is nog net beweringe. Dit is nog net beweringe. Terselfdertyd, ek bedoel, ek glo ek sou met my kind praat en self wou hoor. Ja. En ek sou my kind glo. Ja. En ek dink dit is so belangrik vir ouers om ook hulle kinders te leer wat is aanvaarbaar, jy weet. My ma het, toe ek 3 of 4 jaar oud was, vir my baie duidelik gesê, dit is aanvaarbaar as iemand aan jou arm vat, dit is aanvaarbaar as iemand aan jou klein toentjie vat, dit is aanvaarbaar as iemand aan jou voorvinger vat. Jy weet, maar hierdie is nie aanvaarbaar nie. Dit is aanvaarbaar as iemand jou per ongeluk seermaak, as hulle jou probeer help, kom ons sê, jy weet, kom 'n kar verby, wat ook al, dit is aanvaarbaar, wat nie aanvaarbaar is nie, as hulle jou met opset seermaak, sulke tipe dinge, jy weet. Maar vir my, jy weet, die polisiemag is ook so half soos die journalistiek, waar dit 'n baie mooi ding is, en dit is iets wat mense kan help, en veronderstel is om te help, maar dit voel vir my, daar's so baie mense wat van onderaf inkom, veral nou met die polisiemag en al sy poste en die werkloosheidskrisis en alles, wat nie mooi verstaan wat hulle veronderstel is om te doen nie. Jy weet, hulle verstaan nie die eintlike doel
wat hulle werk veronderstel is om te dien in die samelewing nie. En daarvoor is leierskap so belangrik. Absoluut. So ons kyk maar na die polisie se leierskap om vir ons trots te maak in hierdie omstandighede. So ons sal sien wat sê daai verslag oor hierdie beweringe. Sal ook moet sien wat sê hulle van daai selfoon. Hulle weet nou nog nie wie het nou eintlik na bewering die selfoon gevat nie. Maar ons sal moet uitvind, so van die polisie tot by die journalistiek. Ons gaan maak nou 'n draai by my onderhoud met Willie Olivier, maar vir eers kyk ons na die weer vir môre. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Ons gaan kyk nou hoe maak die weer met jou Woensdag. 'n Sonnige dag môre in die hoofstad met 'n minimum van 9 grade Celsius en 'n maksimum van 24. In die ooste ook sonnig op Gebabes met 'n minimum van 8 grade Celsius en 'n maksimum van 25 en gedeeltelik bewolk oor die verre noorde met 'n minimum van 12 grade Celsius en 'n maksimum van 29 op Rundu. 'n Sonnige dag môre teen die kus en reg oor die suide met 'n minimum van 13 grade Celsius en 'n maksimum van 18 grade Celsius op Swakopmund. Ook op Loederit 'n sonnige dag met 'n minimum van 15 grade Celsius en 'n maksimum van 26 en 'n minimum van 6 grade Celsius en 'n maksimum van 25 grade Celsius môre vir Reebot. Willie Olivier het onlangs vir ons hier in die Kletskompas Ateljee kom kuier om te gesels oor sy nuwe boek wat 'n besoekersgids vir die Etosha Nasionale Park is. Kom ons gaan hoor. As jy jou hart soos wat ek myne iewers in die Etosha Nasionale Park verloor het, moet jy natuurlik nou jou ore spits. Ons gesels met Willie Olivier wat 'n besoekersgids aan die Etosha Nasionale Park onlangs bekend gestel het met Ute van Ludwiger. Willie Olivier, hoe gaan dit? Goed, dankie. Ons kan nie kla nie. Weer is nou so bietjie warmer as 'n week of 2 gelede, maar ons kan glad nie kla nie, dankie. So vertel vir my bietjie, jy het begin as 'n joernalis in daai hele proses deurgegaan tot by die Etosha gids. Hoe kom ons daar uit? Want ek het eintlik 2 liefdes. Die een was altyd gewees vir journalistiek en daarmee saam die ander groot liefde, dit was so 50-50 verhouding gewees. Die ander 50% was reis en ontdek, adventure. Om dit te dinge is. En uit die aard van die saak, omdat ek my journalistieke agtergrond is, 'n mens mos nou maar nuuskierig, so dan maak jy al hierdie inligting bymekaar en op die ou einde sit jy met 'n klomp inligting, leers vol, brosjures en wetenskaplike tydskrifte wat jy bymekaar maak en so aan, en dan sê jy, maar wat moet ek hiermee maak? Dis vir my van waarde, maar kom ek skryf dan lieweste vir ander mense ook, dat hulle dit ook kan geniet. En Ute van Ludwiger, wat was sy rol in hierdie gids gewees? Ek het Ute toevallig ontmoet as gevolg van 'n ander boek wat ek mee besig is, hy is ook amper klaar, oor Onguma Natuurreservaat, dis net aan die oostelike kant van Etosha, waar by Namatone-hek, by Namatone-hek, maar aan die noorde kant. En sy is 'n fotograaf van formaat,
En ek het haar toevallig as gevolg van die Ongoma boek het ek haar ontmoet. En toe het ek nou gesê, maar kom ons, ek is 'n skrywer, maar ek is nie 'n fotograaf nie. Ek vat kikkies. Partykeer kom hulle reg uit, maar meeste van die tyd is ek doen dit maar net vir rekorddoeleindes. En toe vra ek van my, wil jy nie inkom op 'n 50-50 basis en foto's verskaf, en toe sê sy ja, so dit is hoe sy aan boord gekom het. En vertel bietjie, hoekom juis Etosha? Jy vertel nou, jy weet, as joernalis het jy hierdie nuuskierigheid wat jy jou lewe lank rondvolg, en jy het al hierdie tydskrifte en kaarte en al wat dinge en al hierdie kennis wat jy opdoen. Hoekom spesifiek die Etosha kennis neerskryf? Ek het 'n paar ander goed ook gedoen, maar Etosha is een van die topparke in Afrika. Dit is ons, om die Engelse term te gebruik, flagship national park. Dit het 'n baie lang geskiedenis wat teruggaan van sy proklamering. Het gaan eintlik baie langer voor dit terug, met die inheemse mense wat daar gebly het, die Haikom, of wat ook bekend staan as die Boesmans. Maar van 1907 af, so dit het 'n baie lang geskiedenis. Dit het ook unieke goed, soos byvoorbeeld die swartneus rooibokke, wat 'n baie interessante storie is oor hoe hulle daar gekom het. Dit is die grootste bevolking van die westelike subspesies van die swart renoster. En ja, uit die aard van die saak, wildbesigting is eintlik tops. Omdat dit so oop is, veral op die rand van die pan, is dit 'n uitsonderlike park. Dit bly maar 'n uitsonderlike park. En vertel vir my 'n bietjie van die proses van kies wat gaan en wat gaan nie in hierdie gids in nie. Wat is daar wat amper in was, wat nog nie heeltemal gemaak het nie, ek dink amper alles hier en daar, uit die aard van die saak, sny die uitgewers partymal 'n paragraaf of 'n sin of 'n stuk, of hulle verkort dit. Maar ek dink dit wat ek wou oorgedra het, soos ek sê, die stories van die swart ringneus rooibokke, goed wat mense al vergeet het. Dit is genoteer, daar is wetenskaplike tydskrifte, maar dit is in die vergetelheid, het dit nou agtergebly. Die eerste swart renosters wat gevang is, van die 6 is 5 oorlede, omdat die veeartsenykundige verdowingsmiddels nog besig was om te ontwikkel. En byvoorbeeld op een stadium was daar die moontlikheid van 'n kanaal deur die Etosha Nasionale Park, wat mense al vergeet het daarvan. So ek dink ek het alles ingekry wat ek wou ingekry het. En ons is tans in 'n era, veral in uitgewerswese, waar meeste boeke digitaal uitgegee word, veral boeke wat deur die skrywer self uitgegee word. Wat is daai proses en hoekom is dit belangrik om tog daai fisiese boek te bind en te sê hierso is hy? Ja, dit is 'n redelike lang proses. Mense dink boekskryf is 'n eenvoudige ding, maar o heiland, hy gaan deur soveel fases. As jy dit geskryf het, dit is maar eintlik maar net fase 1. Dit moet geredigeer word. Dan moet die outeur saamstem met die veranderinge as daar is. Baie van hulle is taalkundig, maar mens baie keer aanvaar jy dat jy weet waaroor dit gaan. Maar vir 'n leser, dit gaan deur seker 6 verskillende fases. Die boekbedryf in Suid-Afrika en dan ook tot 'n sekere mate in Namibië, gaan ook maar deur fases. Daar was 'n tyd toe digitaal baie gewild was. Jy het baie apps, toeps gehad, byvoorbeeld ook in plaas van boeke. Maar mense het tog maar 'n gevoel van hulle wil papier tussen hulle vingers voel. Dit het ook die voordeel, jy kan die boek oopmaak op bladsy 10 en jy kan net gou vinnig hier agter iewers te vinnig iets kyk. Waar met as dit digitaal is dit 'n baie langer omslagtige ding. So daar was 'n tyd wat dit baie moeilik is. Uit die aard van die saak, reis en natuur is nie blitsverkopers nie. Dis 'n gespesialiseerde mark, maar nadat dit redelik baie afgegaan het dit gelukkig weer opgekom, en toe ek nou vir die uitgewers
die konsep gestuur het toe, was ek eintlik verbaas geweest dat hulle gesê het hulle sal dit wel publiseer, want 'n mens weet nooit hoe die mark beweeg nie. En dan uit die aard van die saak, papier is baie duur. Julle is hier in die papierbedryf en die drukbedryf, net om 'n koerant te druk, is duur deesdae. Papier is geweldig duur. So as jy nou gaan vir glans en volkleur met foto's, dan is dit nog 'n duurder proses. So gepraat van die proses, jy was 'n joernalis gewees, veral onder meer ook vir die Republikein, waar dinge in 'n eendag siklus gebeur. Dit gebeur soos in nou, vinnig. En dan om 'n boek aan mekaar te sit en 'n boek te skryf, wat jy nou vertel, is 'n baie langer proses. Hoe was jou benadering anders in die boek teenoor daai eendag siklus van 'n koerant? Ja, dis maar, mense word gelei deur die uitgewers. Maar kom ons kyk gou, die boek word geskryf, dan gaan dit moet geredigeer word, meeste van die tyd taal. Dan kom dit terug na die outeur. Nou met die outeur, sê ek amper auditeur. Dan met die ouditeur stem ek saam met die veranderinge waar daar kontekstuele veranderinge dalk was. Dan gaan dit na uitleg. Nou jy kan nie skryf sodat alles gelyk eindig nie. Daar's altyd of 'n paragraaf te veel wat oorhardloop na die volgende blad, of daar's een wat te min. So dan moet dit ingevul word. Met ander woorde, dan gaan dit weer na die redaksie toe. Hulle kyk weer daarna, dit kom weer terug na die outeur. Dan moet daar koppe kom, captions. So ja, so omtrent 6 verskillende goed. So gelukkig met die uitgewers wat ek mee werk, Struik in Kaapstad. Ja, ons kry voor die tyd, doen hulle 'n baie volledige lys van wanneer wat gebeur, want as dit nie gebeur nie, dan kom die wiele af, want die een hang van die volgende een af, hang van die volgende een af, so dit is soos 'n produksielyn, maar dit is net, ja, is nie 'n eendag besigheid nie, dit is, teen die tyd wanneer jy nou uiteindelik die ding afgegee het, dan gaan hy nou drukkers toe, dit vat 'n redelike tyd, want hy moet nog drukkers, van die drukkers af moet hy versprei word, maar teen die tyd wat hy drukkers toe gaan, dan sê jy vir jouself, ek wil eintlik nie die ding sien nie, want jy is tot hierso vol van, deur al die prosesse gaan, maar nou ja, dit voel altyd lekker as jy dit tussen jou vingers kan kry, as dit klaar is. Ja, en dan vertel ook vir ons, wat is, ek het nou my vraag heeltemal vergeet. Sorry Kai, ons sal net kyk. Wat was my vraag? Ekskuus. Vertel gou vir ons, soos wat ek nou aflei, jou boeke, verskeie boeke is, jy weet, hoofsaaklik geïnspireer deur die verskillende reise wat jy nou al onderneem en vir verskillende avonture. Is daar een reis, een avontuur, een plek wat dalk volgende in 'n boek mag wees? Ja. Ek sê altyd, dis nou die laaste ene. Elke een is die laaste een. Dis my swan song, ek is nou klaar. Ek hoef nie nog by te sit nie, daar is daarom al 'n paar. Ek het toevallig, plek wat vir my baie na in die hart is die Willekes in die Oos-Kaap. In die ou dae was dit die Transkei genoem. Die natuurtonele daar in die geskiedenis is iets absoluut fantasties. En ek gaan nou juist volgende maand gaan ons daar stap vir 5 dae. Juist op hierdie stuk wat ek nou 'n spesifieke voorliefde voor het. Baie in die verlede gestap in die 80er jare, klomp keer daar gestap. En omdat ek nou aangewys is as die groepsleier, het ek toe nou besluit, maar ek wil die goed nou 'n bietjie op papier sit. Ek het nou 'n bietjie die geskiedenis en alles op papier gesit, net so dit moet vir hulle ook interessant te maak. Uit die kulturele oogpunt, uit die geskiedkundige oogpunt, skeepswrakke wat daar te gronde gegaan het, al die goed, aantreklikhede. So ek's nou besig daarmee, nou ja, nou is dit dalk ook weer een van hierdie goed, wat, as ek nou klaar is, dan sê ek, wel ek het nou al hierdie goed, wat moet ek daarmee maak, so, dis miskien dalk die volgende ene. Willie Olivier, dankie dat jy by ons was. Ek dink ons sien jou binnekort weer
met daai Willekeusboek. Ek sien uit daarna. Nee, baie dankie. Dankie dat jy by ons Baie was. dankie. Dit was Willie Olivier wat onlangs 'n besoekersgids aan van die Etosha Nasionale Park bekendgestel het. Daarmee die einde van vandag se episode van Klets Kompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, jy kan Klets Kompas elke maandag tot donderdag sien op Netwerk Televisie, DStv 285 en GoTV kanaal 25, as ook oneup2.com. Maar tot môre van my, Irene Marie van der Walt en die Klets Kompas span. Is dit mooi bly.